Dis sielskoffietyd. Ek het 'n droom. Jy het 'n droom. Ons almal droom van iets. Dalk droom jy daarvan om 'n internasionale ballerina te wees, 'n welbekende musikant of selfs 'n dokter. Miskien wil jy net 'n goeie man of vrou, ma of pa vir jou familie wees. Ons drome is dikwels groot, so groot dat dit soms onmoontlik en onbereikbaar voel. En tog, hoe hemels is dit nie om jouself in daardie droom in te leef, asof jy dit reeds bereik het nie. Dis 'n verbeeldingsreis wat jou hoendervleis gee, 'n oomblik waar hoop en verwagting hande vat. Dan gebeur dit. Op 'n dag begin klein dingetjies gebeur, wat jou al hoe nader aan jou droom lei. Dit groei stadig aan, stappie vir stappie. Jy kan nie altyd verduidelik hoe dit gebeur nie, maar skielik bevind jy jou binne in die droom waarvan jy nog altyd net kon droom. Wanneer jy terugkyk op jou pad, besef jy, dit wat eens onmoontlik was, het moontlik geword. 'n Dankbare hart oorval jou met warmte. Dit is al wat jy nog altyd wou doen. En as die onmoontlike moontlik kon word, dink net aan alles wat nog binne jou bereik lê. So groei die oorspronklike droom net nog groter. Maar hoe gebeur so iets? Hoe verduidelik 'n mens dit? En hoekom jy? Dis 3 baie goeie vrae. God het ons met vryheid geskep. Vry om te kies, vry om te droom en vry om besluite te neem. Wanneer ons Jesus deel maak van ons lewensreis, word hy die een wat ons lei in die rigting van dit wat God vir ons beplan. Soms is ons drome groot, maar God se drome vir ons is altyd beter en altyd groter as ons eie. Hoe gebeur dit? God het dit laat gebeur, deur geleenthede en deur mense wat hy doelbewus oor jou pad stuur, om saam met jou daardie droom te help vervul. En hoe verduidelik jy dit dan? Dis eenvoudig. Dis 'n wonderwerk. Jy sal altyd wonder hoe dit moontlik is, want dit gebeur deur God se hand. Dit is hy wat die regte deure oopmaak. En hoekom kies Vader jou? Hoekom sou Vader jou nie kies nie? Jy is sy kind en vir jou wil hy net die beste hê. Hy laat jou geestelik groei, stappie vir stappie, soos jy die leer klim en sy hand styf vashou. Deur dit alles word jou lewe 'n getuienis vir sy koninkryk. Wat eens onmoontlik gelyk het, het God moontlik gemaak. Die geestelike groei wat in jou plaasgevind het, kon net gebeur deur jou verhouding met Jesus. Dit vul jou met opgewondenheid en natuurlik wil jy dit met ander deel en bly getuig van God se liefde. Moet nooit ophou droom nie. Drome is goed vir jou menswees en vir jou siel. Drome word waar wanneer ons Vader deel maak van die proses. En dit bly 'n proses wat ek en jy elke dag kies om saam met hom te leef. Tot volgende keer.